Right, ons is hier by Ambermax vandag en toe het Bonterra gesê, luisterie, jy wil ons nou weet of hierdie goed op macadamia bome werk, nee. Kom kyk net hier langs aan by Plasgrow, nee. Praat jy met Brand? Hy gaan jou mooi vertel. So, daar's Brand. Hallo julle. Kom ons luister 'n bietjie. Hoe gebruik hulle hierdie goeders en jy weet as jy voel jy kan nie meer net chemie nie, dis 'n never ending story soos hulle sê. Luister 'n bietjie. Brand, hoe lyk dit? Baie goed, dankie en self. Nee, doodstil rustig. Okay. Gee my gou so vinnige oorsig. Julle besigheid, uit wat uit bestaan uit, hoe lyk hy en ja, wat weet jy nou eintlik van Max en Avos en die dinge af? Hallo julle, nee, dankie vir die geleentheid, Choopie. Eerstens, ek verteenwoordig maar 'n bietjie Nevon hierso. En dan ons 'n paar produkkies. Ons weet ons verkoop van 'n gif, vir chemie, ietsiekie van alles. Maar aan my kant is ek nogal baie lief vir die biologiese weergawe daarvan. Ek dink dit is my die belangrikste gedeelte om te weet. Ons moet saam met die natuur boer, nie teen die natuur nie. En as jy die natuur doen, dan kry jy 'n bietjie hupstootjie. So, maar okay, nee, dis nou all handy dandy en fine en ons het nou al die mooi stories gehoor van die dinge. Luister hierso. Hoe ons het hierdie biologiese een ding vang magically stikstof uit die lug uit en bind dit hier en die ene daai en daai ene eet alwurms en die ene eet die alwurm se eier en so gaan ons aan, nê. Bose kringloop. Net so, ons steek 'n stokkie blykbaar voor daai bose kringloop. Okay, maar nommer 1 en ek voel dis 'n ding wat baie ouens uit die oog uit verloor. Ons het ons nou nie in een dag nou hierdie hele ekostelsel opneek nie. Definitief. So ek sê nie ons gaan hom in een dag weer reg kry nie, okay? Yes. Verduidelik my eerstens, ek wil weet wat is die groot uitdagings op Max en Avos en kom ons begin daarso en dan wil ek weet hoe pas Bonterra se goeders in, het julle nou actually die goed gekry om te werk? Bonterra vir my is nogal 'n lekker produkreeks want dit werk in unison saam met jou gif en chemie. Ja. Dis nie te sê alhoewel dit biologies is. Dis 'n biologiese komponent. Vir my belangrik rondom dit is te sê dit gaan nie een gaan die ander een vervang nie. As Brand gebruik ek dit met groot sukses al op beide dit, macadamias, avos, ewen op die citrus gedeeltes. Daar's 'n paar verskillende produkte en ons moet eintlik dit nou gaan zoneer om te sê watter area grond, bo, iewers in between, is dit vir patogene grond, is dit vir al die slegte, is dit vir goggas in die boom. Daar's goeders wat links en regs kan gebruik. Kom ons paak die grond een vir vandag, nê. Nee. Yes. Ek dink ons genoeg moeilikheid op die bome aan die bokant, nê. Nee. Die grond een, nee, ek het al hoeveel ouens gesien wat happy, die goed werk, hulle is mengbaar. Yes. Alhoewel dit 'n moeilike ding is om te meet. Yes. Nee. Maar soos nou daar aan die bokant toe gaan, nee, dan raak dit nou 'n ander ballgame. Vertel my 'n bietjie, wat is julle uitdagings? Miskien kan ek 'n aap uit die mou laat en 'n gedagte gee hoe Brand dink. As ons kyk na 'n ding soos die Bonterra se reeks BioAssist, is 'n baie lekker produk vir ons. Ons gebruik hom alleenstaand, ons gebruik hom saam met chemie, ons gebruik hom ook sonder chemie. So daar's 'n sekere posisionering van tye wanneer ons wat doen. As ons gaan kyk na jou BioAssist, is 'n belangrike vraagie wat ek my altyd met kliënte vra, meneer die boer, wat doen jy vir die grond? Kom ons praat gou macadamia neetboorder, is 'n redelike ding, buitenveld het kos dit. Almal is happy nou met die stinkbesies, ons sal daaroor praat, maar as jy gaan kyk na die grond, wat doen jy meneer die boer? Dan sê vir jou nee, daar's nie regtig iets nie want dit los vir jou gewoonlik 'n MRL of 'n gif of 'n chemie wat weer 'n probleem is vir later. So wat dit vir jou nogal help is die feit dat as jy daai ding sit met jou verskillende metarhiziums, jou Bacillus thuringiensis en jou Beauveria bassianus wat daarin is 'n baie goeie toevoeging tot die grondprofiel. So as daai neetjie laat val en die wurmpie klim daaruit, dan kry hy daai goedjies wat hom dan nou 'n bietjie bymekaar maak en dan kry 'n werking uit dit uit. So dit help nogal om die druk laag te hou. Maar as ek nou gaan, sorry, ek gaan nou heel van die kant af kom want ek dink nou vir ons op die pekanneute, goed soos daai codling mot en daai goed wat by ons 'n issue is, behoort hy mos dit te werk. Selfe prinsip. So meeste van jou goggetjies wat ons pla op ons gewasse is maar ietsiekie wat in die grond se lewensiklus klaar maak. Dis maar waar my denkwyse vandaan kom en ek sien dit werk en ek weet dit werk. Ons het genoeg bewyse vir dit en ons het genoeg kliënte om dit te kan staaf. Ek dink wat belangrik is om die konsep te verstaan dat enigiets in die grond het 'n aksie wat moet gebeur. Hy moet sy siklus gaan klaarmaak. En as jy 'n natuurlike
aktiewe bestanddeel daarin het of 'n aktiewe mikrobe het wat daarin gaan counterattack, dan gaan jy die resep kry. So wat doen ons? Ons breek eintlik net die skakel, die lewensiklus. So jy breek sy siklus. Dit gaan oor die siklus breek. Jy spuit hom bo langs met nou al die ander goed, ewen maak nie saak watter kant toe jy gaan nie, maar dis 'n gedeelte waar alles na moet toe gaan. Hy moet daai siklus gaan klaar maak. So jy draai sy nek om terwyl hy nog klein is. Presies dit. So dit gee vir jou weer 'n ligkans dat jy bietjie minder chemie, minder druk in die bokant het. Jy moet iewers ek nog van jou wil hoor, nê. Kyk, jy's nou gifsmis, nê. So dis in jou beste interest om soveel as moontlik gif van my te verkoop. Presies net en so. eintlik te sorg dat my bome so siek as moontlik is, want dan gaan jy die meeste krap verkoop, nê. Presies net so en dis nou hoekom dink jy nou op hierdie manier? Want vir my is die langtermyn, ons kinders is baie meer belangrik as ons oupas, met respek gesê. Ek dink die gesegde sê as jy dit so na kyk, ons het nie hierdie grond geërf by ons ouers nie. Ons leen dit van ons kinders af. So ons kinders se toekoms, biologie kan hand in hand werk met chemie. As jy vir brand vra, is dit 'n 70-30% split, 70% biologie. Daar's genoeg produkte daar buitekant om dit te kan staaf. Ou moet net die konsep verstaan van die wanneer, wat, waar en hoe, en dan die chemie 30% waar jy moet kan jy inkom om daarom bietjie net die skouermas bo te kom. Al hierdie stories klink altyd verskriklik mooi, nê. Nou is dit soos ek vir jou nog gesê het, hierdie een Frimpie eet die ding en daai ding presies nou ons gaan nou die goed te spuit en nê. Het ons nou en daar's altyd een van twee goed wat in die pad staan. Of die produk werk net eenvoudig nie. Yes. Of die logistics agter die ding om die bestuur, nê, om daai ding toe te pas, is van so 'n aard dat ek is net soos ek los hom voor ek begin het, nê. Heeltemal korrek. Hoe lyk Bonterra se goed wat dit aanbetref en jou ervaring tot dusver? Welke rede? Eerstens die verpakking maak die lewe baie makliker, want jy lê met 'n boksie en jy doen 4 of 5 hektaar met een en is 100 gram pakkie as ons net oor een produk spesifiek praat. As jy gaan kyk na BioSys byvoorbeeld, jy vat daai pakkie skeer hom oop, gooi hom in 'n liter water en net 'n liter mix en dan daarvolgens gee jy nou per hektaar aanbeveling. So daai, jy ry nie meer kanne nie, dis die eerste ding. En die tweede ding is die versoenbaarheid daarvan. So waar jy jou mengsel klaar aangemaak het, waar jy dit saam met jou ander mengsels kan aanmaak in dieselfde tank wat vir jou 'n bietjie voete gee, is nogal 'n goeie ding. So baie keer die chemie doen die knockdown effek en dan kom hierdie goeters, die biologiese aktiwiteite en hulle gaan vir jou verder vat en dit laat dat jy vir jou weerstandsbestuur ook 'n goeie nou gee. So as ek reg verstaan, kan ek sommer meeste van hierdie biologie saam met meeste van die chemie goeters uitsit. Ek neem as van hulle wat jy nou nie kan doen nie, maar definitief. Meeste van hulle is versoenbaar met mekaar. Definitief. So jy werk maar met spore, so jy kan nou nie gaan en kontakdoders insit nie. As jy gaan kyk na mankozeps, as jy nou byvoorbeeld sitrus vat, jy kan nie 'n kontakdoder of jou kopers of daai tipe. Enige kontakdoder gaan net die hart van die saak daai ding dit nou gee. Maar redelik saam met jou grootheid van jou chemies, definitief mengbaarheid. En dis altyd belangrik om jou konsultant te vra wat kan en wat kan nie, maar jy sal verbaas wees wat jy alles kan doen met dit. So dis nie so 'n groot proses om te verander nie. Right, so. Bestuur is reg sê, dis maklik, mengbaar en dan versoenbaar en die toediening en al daai goeders, is dit spuit ek hom op die grond, op die blare, op die wat of hoe werk hy? Weereens, as ons nou oor een produk spesifiek praat, byvoorbeeld BioSys, ek gebruik hom in my programme as 'n blaarbespuiting, maar my belangrikste gedeelte is maar aan die grond vir my. So ja, en is baie keer met daai add-on gaan jy baie ver. So onder, bo, grond, middel, iewers in between. As jy dit inkry, is jy 7 stappe voor jou buurman. Dan is jy klaar daarso. Okay. Jy het nou al die goed op 'n klomp plekke gebruik en jy het, ek sê jy nou al sien, jy het al 'n klomp tipe van produkte en so gebruik, nê? Maar regheid vra, werk jy goed? Ek sou nie hier gewees het as dit nie vir dit was nie. So vir my, ek sal my gewig agter dit aangooi. Ek dink verseker is dit die moeite werd. Ek is 7 stappe voor. Dis nie die alfa nie, dis nie die omega nie en jy moet die konsep verstaan en as jy dit reg toepas, verseker is dit 'n game changer. Ek gebruik baie minder chemie. So ek hoop dit werk vir julle soos dit vir my werk. Right, so dit is Brand Pretorius, nê. Hierso van Plasgrow /Novon/ hy het nog 'n paar ander cool goed wat hy doen, nê. Luister hierso. As jy macadamias, avos, man, as jy Nelspruit boer, bel hulle, nê. Ek gepraat met hulle, 'n lekker gesprek. Ken ook die biologie so 'n bietjie
hy maak uit. Hy het nou so 'n bietjie om die bos gegaan, nê. Okay, so, of om die blok, is die regte woord, hè, nie die bos nie. Right, okay. Luister, hier is 'n linkie bo of hieronder. As jy belangstel om jou gifrekening minder te maak, chat met hulle. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.